Vriende, vanoggend se skrifgedeelte kom uit Markus 7. Ons gaan lees vanaf vers 24 tot 35. Terwyl jy die Bybels nou oop kry, moet ek jy tog vertel, hierdie is 'n teksgedeelte wat bietjie dieper delf vra. Dis nie eenvoudig nie. Dis 'n teks wat ons bietjie de mekaar maak as ons dit vat net soos wat dit is. Ons moet bietjie geskiedenis ken, ons moet bietjie agtergrond ken. So dit is wat ons vanoggend gaan doen. Ons gaan hierdie teksgedeelte vat en ons gaan iets van Jesus leer. Iets van hom wat as koning optree. En dan gaan ons ook leer hoekom hy hierdie spesifieke ding gedoen het. Kom ons lees Markus 7 vanaf vers 24 tot en met 35. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Tog kon hy nie onopgemerk bly nie. 'n Vrou wie se dogtertjie van 'n onrein gees besete was, het gou van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Sirofenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. Maar hy het vir haar gesê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie." Sy het hom geantwoord: "Here, die hondjies eet daarom onder die tafel, die kindertjies se oorskiet." Toe sê hy vir haar: "Op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op haar bed lê en die bose gees was al klaar uit haar uit. Hierdie is 'n moeilike teksgedeelte. Wanneer Jesus sê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie." Kras woorde, moeilike woorde. Maar ons gaan hoor hoekom Jesus dit doen. Nou, voordat ons daar kom, moet ons net 'n bietjie teruggaan. Want net voor hierdie gedeelte in Markus 7, waarin Jesus Tyrus toe gaan, lees ons in vers 1 tot 23, dat hy saam met sy disippels is. En hy en sy disippels loop in die lande en hulle eet van die koring. Hulle eet sommer net so sonder om hulle hande te was. Nou natuurlik, soos die lot nou maar is, sien die geleerdes van die Jode dit. En hulle kan dit nie net aanvaar nie. Julle sien, in Jesus se tyd was dit nie iets wat hulle sommer gedoen het nie. Jode het nie geëet sonder om hulle hande te was nie. Die rede hoekom hulle dit nie gedoen het nie, is omdat jy onrein was as jy geëet het sonder om jou hande te was. Dit moes gedoen word. Jy sou nie sommer 'n Jood gevang het wat dit nie doen nie. Terloops in Markus 7 vanaf vers 1 praat die skrywer van die Markus Evangelie juis oor die rituele waardeur hulle moes gaan as hulle wou eet. As jy van 'n dorp af gekom het, moes jy jou hande was, jy moet dit waarvan af jy eet was, die stoel was, die tafel was, alles moes rein gewees het voordat jy kon eet. So, jy moes jou hande was, minstens jou hande was. En so besef die Joodse geleerdes toe nou, dat hierdie disippels, hulle is nie normale Jode nie. Hulle maak nie soos die Jode maak nie. Hulle bly nie getrou in die tradisies nie. Hulle volg nie die wette nie. En dit staan nie die geleerdes aan nie. Uit die aard van die saak was tradisie ongelooflik belangrik. En dan voel dit nou vir hierdie geleerdes asof hierdie disippels maak net wat hulle wil. Hulle volg nie die wette nie. Hulle is nie getrou aan hulle mense nie. En dit gaan dieper as net om jou hande te was. Dit gaan daaroor dat jy 'n ontroue Jood is. Jy doen nie wat jy moet doen nie. Jy maak net jy wil. En dan begin hierdie geleerdes nou met Jesus stry, want hierdie is mos nou sy disippels.
Hulle begin met hom 'n strydgesprek, hulle debatteer met hom. Dit was gebruiklik in hulle tyd en so konfronteer hulle hom toe nou. En Jesus begin om homself en sy disippels te verdedig. Hy sê vir hulle, hierdie Jode, wat sê dat hulle God se mense is, hulle eer God met hulle lippe, maar hulle harte is baie ver van God af. Jesus sê mos vir ons dat dit nie is wat in jou mond ingaan wat jou onrein maak nie. Nie wat op jou hande is en of jou hande skoon is of nie. Dis wat uit jou mond uitkom wat belangrik is. Dis wat jou kan onrein maak. Nou hiermee wen Jesus sy strydgesprek, hy wen die debat. En hy verklaar ook dan hierdie wette wat sê dat jy sekere dinge nie kan eet nie, of op 'n sekere manier moet eet. Hy sê met sy koms is dit vervul. Ons lees dit ook in Matteus in die bergrede, dan sê hy het nie gekom om hierdie wette ongeldig of irrelevant te maak nie. Met ander woorde, hy sê nou nie vir die Jode hier, luister, julle wette dis irrelevant, dis nie belangrik nie. Hy sê nie dit vir hulle nie, hy sê net, hy is die vervulling van die wet. Die wet is nou vervul met sy koms. So verklaar hy toe dan nou alle voedsel as rein. En ook sommer dan die manier waarop mens eet, of jy nou jou hande gewas het of nie. Wat ook vir ons belangrik is, wanneer ons na vanoggend se teks kyk, na Markus 7, hier waar Jesus met die Sirofenisiër gekonfronteer word, dan moet ons vir mekaar ook sê, dis belangrik om te weet dat Jesus teen hierdie tyd is Jesus al redelik bekend. Die mense het geweet wie Jesus was. Hy was konstant omring met mense. Hy het mense genees en hy het ongelooflike wonderwerke gedoen. Hy het dinge gedoen wat hulle nog nooit tevore gesien het nie. Uit die aard van die saak, dan volg hierdie mense hom. Sommiges want hulle weet hulle kan iets by hom kry. Hulle weet dat as hulle in die moeilikheid kom, kan hy hulle genees. Hy kan hulle help. Hy kan wonderwerke doen. Ander mense omdat hulle nuuskierig is juis oor wie hierdie Jesus is. Hoe doen hy hierdie dinge? Hoe kan hy wonderwerke doen? Hoe is dit vir hom moontlik? Maar dit is nou uit die aard van die saak moeilik om te verklaar watter mense is daar omdat hulle iets van Jesus af wil hê en wie is daar omdat hulle wil weet wie Jesus is, omdat hulle hom wil ken. Maar nietemin, daar's 'n klomp mense die heeltyd om Jesus. En dis dan nou na hierdie konflik met die geleerdes en die feit dat al hierdie mense hom volg en wil weet wie hy is, dat Jesus besluit hy wil daarvan af weggaan, hy wil stilte kry en dan vertrek hy na Tyrus toe. So Jesus reis om en by 60 km. Nou, ek het nou nie so oulike wysertjie nie, maar om en by daarso waar die see van Galilea is, was hy op daardie stadium en dan gaan hy Tyrus toe daar in die Rooi, net onder Sidon. Met ander woorde, hy reis dan 60 km weg om 'n bietjie rustigheid te gaan vind. En as Jesus by hierdie stad aankom, het hy regtig gedink hy sal rustigheid kan vind, want dit is 'n heidense stad gewees, nie 'n gebied waar die Jode sommer sou kom nie, en 'n plek waar hy gehoop het dat mense nie sal weet wie hy is nie. Maar dit gebeur dan nou nie so nie, want selfs 60 km weg weet die mense al wie Jesus is. Hierdie mense het al klaar gehoor wat Jesus kan doen, en hy kan dan nie stilte kry nie. Hy wou nie gehad het mense moes geweet het, hy is daar nie. Ons lees in vers 24, dat het uitdruklik sê dat Jesus het na Tyrus toe gegaan, en hy wou nie gehad het dat mense moes hoor dat hy in Tyrus was nie. Maar so gebeur dit dan nou nie, en dis hier in Tyrus waar Jesus onopgemerk wil bly, wat hy gekonfronteer word met die Sirofenisiese vrou. Nou, hierdie vrou val sommer so voor hom neer, voor sy voete, en sy vra vir hom, sy smeek hom, genees asseblief my dogter. Hierdie dogter van haar wat deur 'n bose gees besete is. Sy weet uit die aard van die saak dat hy wonderwerke kan doen, dat hy ongelooflike dinge kan doen, want sy val dan voor hom neer. Sy besef in die oomblik dat hy is die enigste uitweg. Hy is die enigste een wat haar kan help. En dit is duidelik dat sy desperaat is. Want sy weet wie Jesus is. En sy val voor hom neer en sy smeek hom. Sy is desperaat. Sy weet nie wat om te doen nie.
Nou, in plaas van hom te help, sê Jesus in vers 27, dis nie mooi om die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie. Dis nie mooi om die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie. Dis nie iets wat ons as Christene dink Jesus sal sê nie. Om eerlik te wees, dit klink redelik kraas op die oor en dit klink nie soos die Jesus wat ons ken nie. Hier in die gesig van iemand wat in nood is, wat geen ander uitweg het nie, wat desperaat is, sê Jesus vir haar, hy kan nie die kos van die kinders vat en dit vir haar gee nie. Hy kan nie die hulp wat vir die Jode bedoel is, aan haar afstaan nie. En as mens vers 27 lees, dan maak dit half nie sin nie. Sê Jesus nou nee. Wat sê hy nou eintlik? Sê hy nou vir haar dat sy 'n hondjie is, dat sy nie waardig is nie? Wat gaan aan? Nou dis hier waar dit nou regtig belangrik raak om 'n bietjie agtergrond te hê. Dit is belangrik om te weet wat die geskiedenis is tussen die Jode en die Sirofenisiërs. Nou 'n ander naam vir 'n Sirofenisiër is 'n Kanaaniet, meer bekend vir ons. Ons lees ook in Matteus 15 dat hierdie Sirofenisiese vroue Kanaaniet genoem word. Nou sy word 'n Sirofenisiër in hierdie geval genoem omdat Kanaan juist tussen Sirië en Fenisië geleë is. Nou Jode en Sirofenisiërs was nie vriende van mekaar nie. Terloops, hierdie Sirofenisiërs en Jode was eintlik aardsvyande van mekaar. Hulle sou nooit met mekaar gemeng het nie. Nou in Jesus se tyd en in die tyd voor sy geboorte is duisende mense, sy mense, Joodse mense, doodgemaak deur Sirofenisiërs. Ons lees van gruisame moorde, gruisame verhale van hoe dat kinders deur hierdie Sirofenisiërs doodgemaak is en hoe wreed hierdie moorde was. Jode soos Jesus sou in hulle lewens nooit kon vergeet van die kwaad wat die Kanaaniete aan hulle gedoen het nie. Daar word geskryf in die Israelitiese literatuur van hoe hierdie mense gemartel is, hoe hierdie Jode doodgemaak is, hoe pynlik dit was. Een verhaal uit die Makabeese tekste wat ek teëgekom het, vertel van 'n vrou en haar 7 kinders, en hoe dat hierdie Sirofenisiërs hierdie Joodse vrou vasgemaak het. Haar ma kyk het hoe haar 7 kinders gemartel word tot die dood, en later is sy dan ook doodgeslaan. En dit het alles gebeur, bloot omdat die Kanaaniete vyande was van die Jode. So hier staan hierdie Kanaaniet nou voor 'n Jood, voor Jesus. En is as gevolg van hierdie geskiedenis, dat Jode net nie gemeng het met Sirofenisiërs nie. Terloops, ek sou dink dat 'n Jood redelik bang sou wees vir 'n Sirofenisiër. Minstens kwaad, minstens vyandig. Hulle sou in hulle lewens nie met die Sirofenisiërs meng nie. Met ander woorde, as Jesus nou in hierdie gedeelte so negatief optree teenoor hierdie Sirofenisiër, tree hy mos nou maar eintlik op soos wat enige ander Jood sou optree wanneer hulle gekonfronteer word met 'n Sirofenisiër. Hy tree maar net op soos enige Jood van sy tyd. Hier kom val een van sy mense se grootste vyande voor hom neer en smeek hom om hulp. En dis nou alles wat haar mense gedoen het aan sy mense. Dan sê Jesus duidelik vir haar, dit sal nie reg wees van hom om sy reddingsdade wat vir die Jode bedoel is, aan haar af te staan nie. Hoe kan hy as 'n Jood dan hierdie Sirofenisiër help? Ek dink nou net, as die skrifgeleerders in vers 1 tot 23 al klaar so groot bohaai opgeskop het oor die feit dat Jesus se disippels eet sonder om hulle hande te was, kan ek beloof dat as hulle gesien het dat Jesus met 'n Sirofenisiër praat, sou hulle op hulle rug geval het. Hulle sou woedend gewees het. En boonop dit is hierdie Sirofenisiër dan nou ook nog 'n vrou. 'n Vrou het nie baie aansien gehad nie. Dit plaas Jesus in 'n moeilike situasie. Dink nou net wat sou gebeur as die skrifgeleerdes hom vang saam met hierdie Kanaaniet. Dink net wat sou gebeur as die skrifgeleerdes hom gevang het
dat hy hierdie Kanaaniet gehelp het. Nou in plaas daarvan om vir hierdie vrou dadelik te help, om dadelik vir haar te gee waarvoor sy vra, begin Jesus 'n tweede strydgesprek. Hierdie strydgesprek is net die een wat hy gehad het met die skrifgeleerdes. Net die debat wat hy gehad het aan die begin van Markus 7, waar hy die skrifgeleerdes vertel hoekom sy disippels optree, soos wat hulle optree. Hy begin 'n debat met haar. Strydgesprekke was baie algemeen in Jesus se tyd. Hoe dit basies gewerk het, was dat jy iemand gekonfronteer het, jy het vir hulle 'n vraag gevra, en dan het jy so 'n debat begin. Maar wat baie keer gebeur het is, die vraag wat gevra word, was van so 'n aard, dat maak nie saak wat jy sou antwoord, en jy sou jouself in die moeilikheid inpraat. Dis byvoorbeeld soos, as ek nou vanoggend hier sou afklim, en ek loop tot by een van die manne, en ek sê, maar jy slaan mos nie mee jou vrou nie. Nou wat antwoord jy daarop? Ja. As jy ja sê, dan wat beteken dit dan nou eintlik? En as jy nee sê, wat beteken dit dan? Nee, ek slaan nie my vrou nie, maar ek het. Of ja, ek slaan nie my vrou nie, maar ek het. So is die vraag wat die skrifgeleerdes baie keer vir Jesus gevra het. Maak nie saak wat hy sou antwoord nie. Hy sou in die moeilikheid kom. Hy sou homself in 'n hoek inpraat. En dit het ook gereeld gebeur. Baie keer wanneer daar strydgesprekke, nie met Jesus nie, maar baie keer as daar strydgesprekke was tussen mense, soos die Jode, onder mekaar, dan het hulle mekaar uitgedaag in die publiek en deur debatte mekaar se eer leed aangedoen en skaamte oor mekaar gebring. Maar ons weet Jesus is anders. En sy strydgesprekke werk uit die aard van die saak anders, want hy laat homself nie in 'n hoek praat nie. Hy gaan nie homself vaspraat nie. En wat baie keer gebeur het, en ons lees daarvan in die evangelies, is wanneer die skrifgeleerdes of iemand anders Jesus konfronteer met 'n vraag wat hulle hoop om in die moeilikheid sou kry, dan stel hy net 'n teenvraag. Hy antwoord op so 'n manier dat hulle sal weet dat hy homself in 'n hoek gaan praat nie. Dis nie sommer net enige iemand met wie hulle praat nie. Hy antwoord nie vir hulle maklik en gee sommer net maklike antwoorde op die vrae nie, want hy weet dat hulle vrae manipulerende vrae is. Nou in hierdie geval begin Jesus die strydgesprek. Jesus wil hoor wat sê hierdie Sirofenisiese vrou. En is interessant om te dink dat al die strydgesprekke deur al die tyd saam met die skrifgeleerdes en mense wat Jesus konfronteer, Jesus wen altyd die gesprek. Jesus wen die debat. Hy laat homself nie in 'n hoek praat nie. Maar met hierdie vrou, met hierdie Kanaanitiese vrou, laat hy toe dat sy die laaste woord het. Hy laat haar toe om hierdie gesprek te wen. Sy antwoord Jesus op sy stelling en sy bly nie net stil nie. Sy sê vir hom dat alhoewel sy nie 'n Jood is nie, alhoewel sy dalk nou 'n hondjie is, spreekwoordelik, verdien sy minstens om die krummeltjies te eet wat van die tafel afval. Om die krummels te eet wat van die Jode se tafel afval. Sy sê hiermee dat selfs al kry sy net 'n krummeltjie van die genade wat hy het om te bied, sal dit vir haar genoeg wees. Sy weet dat Jesus na haar verwys as 'n hondjie, juis omdat sy 'n Sirofenisiër is. En sy weet dat sy nou baie verwag van hierdie Joodse man. En sy weet dat hy haar kan help. Sy weet vanuit die geskiedenis en dit wat haar mense gedoen het, sy verdien dit nie eintlik nie. Sy weet dat hierdie man eintlik haar vyand moet wees en dat hy alle rede het om nie van haar te hou nie. Maar dan bly sy nie stil nie. Sy sê vir hom, 'n krummeltjie van sy genade is genoeg. Sy sal tevrede wees. En dan genees Jesus haar dogter op grond van haar antwoord en hy herstel haar eer. Hy laat haar toe om hierdie debat te wen. Hy neem haar in ag, ten spyte van die feit dat sy 'n Sirofenisiër is. So aan die einde het Jesus toe nou nie opgetree soos enige ander Jood van sy tyd nie.
Want hy is nie net enige ander Jood van sy tyd gewees nie. Hy was nie net soos al die ander Jode nie. Hy was nie net nog 'n mens nie. Hy tree anders op. Nou Jesus se genesing van hierdie vrou se dogter, dis moeilik vir ons om dit te verstaan. Dis moeilik vir ons om die grootheid van hierdie moment te verstaan en te weet dat Jesus se optrede bewerkstellig kulturele versoening. Hy help nie net 'n dogtertjie wat besete is nie, maar hy doen iets veel groter. Hy bewerkstellig versoening tussen homself as Jood en 'n Kanaaniet. Nou, ek het aan talle voorbeelde probeer dink om hierdie te verduidelik. Hoe sal ek dit verduidelik om te sê dat hierdie Kanaaniete vyande was van die Jode? En hoe groot hierdie moment is wanneer Jesus hierdie Kanaaniet in ag neem, wanneer hy haar waardig ag en haar help. Sommer om 'n simpel voorbeeld te vat. Dit sou wees soos as 'n Nazi 'n Jood sou help in die Tweede Wêreldoorlog. Veel erger dalk. Dit sou wees soos wanneer die twee grootste vyande van mekaar tegemoet kom. Jesus tree in hierdie teksgedeelte weer eens oor grense. En hy doen iets wat niemand anders sou doen nie. Hy versoen homself as Jood met 'n Kanaaniet, met 'n Sirofenisiër, en is 'n lewende voorbeeld dat as 'n mens behoort jy toeganklik en barmhartig te wees, selfs teenoor mense wat jou vyand behoort te wees. Jy behoort jou gawes en jou omgee te deel. Ten spyte van die feit dat daar mense is wat anders is. Mense is wat nie glo soos ons glo nie. Mense wat nie ons waardes deel nie. Maar as ons nou hierdie lyn van versoening verder moet trek. Jesus bring nie net kulturele versoening tussen Kanaaniete en Jode nie. Hy doen iets veel groter en ons weet vanuit dit wat ons gehoor het in die Paasfees dat hy versoening bring, 'n breë skaalse versoening bring tussen God en mense. Hy versoen ons as gelowige mense met ons God. Hy laat ons toe om ten spyte van die feit dat ons oortredings het, ten spyte van die feit dat ons sondige mense is, soms dinge verkeerd doen, nie reg optree nie, wette breek, dat ons swakhede het en dat ons dalk in die oë van ander mense as onrein beskou word, help hy ons om nog steeds waardig genoeg te wees, om soos hierdie Sirofenisiër se vrou voor God se voete neer te val en te weet dat hy ons in ag sal neem. En te weet dat wanneer ons voor God kom, ons sy genesing sal ontvang en ons sy genesing verdien, omdat Jesus Christus ons met hom versoen het. Nou hierdie teks is deur en deur 'n koninkrykstydperk teks. Koninkrykstydperk gaan juist daaroor om te sê, nadat ons Paasfees en Pinkster gevier het, sê ons nou vir mekaar, wat beteken dit dat ons kinders van die koning is? Nadat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, ons versoen het, ons verlos het, en ons kinders van God gemaak het. Wat beteken dit vir ons vandag? Hoe behoort ons as kinders van die koning te leef? Dit is waaroor koninkrykstydperk gaan. Hierdie teks wil vir ons sê, daar's een koning en ons een huisgesin. Ons koning is nie soos ander konings wat met mag heers en net maak wat hulle wil nie. Hy is die koning wat heers met liefde en genade en agting vir alle mense. Koninkrykstydperk sê vir ons 'n tweede ding. Koninkrykstydperk sê dat ons koning is nie die koning oor dies wat in hom glo nie. Hy is nie net ons koning, ons wat hier as gemeente saam sit en in hom glo nie. Die teks sê mos nie, want so lief het God die gelowiges gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Die teks sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Dit het uit die aard van die saak sekere implikasies vir die manier waarop ons lewe. Die manier waarop ons omgang met mense in hierdie wêreld, mense wat vir God ken, nie vir God ken nie, die manier wat ons mekaar behandel,
die manier wat ons die Here se skepping behandel. Ons het net een koning en hy heers oor die heelal. So of jy in aanraking kom met 'n gemeentelid, of jy in aanraking kom met iemand wat nie in die gemeente is nie, iemand wat nie in God glo nie, iemand wat nie sal weet wie hy is nie. Jy is 'n koningskind. En dit het implikasies vir die manier waarop ons leef. Ons gaan in ons lewens Sirofenisiërs teekom. Ons het al. Mense wat eintlik ons vyande behoort te wees, mense wat ons nie tegemoet wil kom nie. Mense wat nie eintlik verdien om ons liefde te kry nie. Maar ons Jesus het vir ons gewys hoe liefde werk, dat dit opofferend is, dat dit iets van jou afvat. Hy het sy lewe gegee. En daardeur is hy ons koning. Hoe leef ons vir ons koning? Ons gaan in die koninkrykstydperk bietjie daarna kyk en na tekste kyk wat getuig van Jesus se koningskap. Maar daarmee wil ons ook saam sê dat ons met ore moet luister wat vra. Wat beteken dit vir my lewe? Dat ek in die koning glo, dat daar een koning is en een huisgesin is. Mag ons in die week wat voorlê die mense wat om ons is, waardig ag. Of hulle nou iemand is wat jou kar oppas, agter 'n toonbank staan, die ou wat langs jou sit in die kantoor, die vreemdeling wat verby jou ry, sonder om hulle flikker aan te sit. Jou kollegas, jou familie, jou kinders. Mag ons weet dat Jesus die koning is wat heers oor ons almal. En dat ons as sy volgelinge sy liefde behoort te deel met die mense wat soos ons is en die mense wat nie soos ons is nie. Amen. Here, ons het vanoggend uit die woord uitgehoor dat soms kom ons by punte waar daar moeilike goed van ons gevra word. Soms is daar mense in ons lewens wat die lewe vir ons regtig waar moeilik maak. En dan plaas dit ons onder druk en ons weet nie om op te tree nie. Ons weet dat U 'n versoenende God is en dat U vir ons lief is. Here Jesus, dankie dat U ons versoen het met ons hemelse Vader en help ons ook dan nou in die week en in die pad wat vir ons voorlê, dat ons as koningskinders sal optree. Dat ons mense waardig sal ag. Dat ons as gemeente verskil sal maak in die gemeenskap. Verskil sal maak onder mense wat U ken, maar ook dan nou mense wat U dalk nie ken nie. Ons weet dat U reeds besig is in die wêreld en dat ons bloot net U helpers is. Wys vir ons waar wil U hê dat ons betrokke moet word. Dankie dat ons weet dat U ons so lief gehad het. Dat U nie net ons as gelowiges vrygespreek het nie, maar dat U U seun gestuur het vir die hele wêreld. Help ons om dit te onthou wanneer ons hier uitgaan, wanneer ons tussen ons families en kollegas en sommer net enige iemand leef. Help ons dat ons hierdie mense nie sal oortuig met die woorde nie, maar oortuig met die manier waarop ons mekaar behandel, die manier waarop ons hulle behandel. Dankie Here dat U ons koning is en dat U regeer en reeds in beheer is. En dat U liefde en U genade ons ook bring om lief te hê. Ons bid dit in die groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.